Goeiemôre vriende, dis Woensdag 19 Augustus. In ons dagstukkies hierdie week lees ons Bybeltekste oor wilde voëls in God se skepping. Ons tema vandag is kom terug soos die swaalkies. Ek lees uit Psalm 84 vers 4 tot 5 en dan ook uit Jeremia 8 van vers 4 af. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies, daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense, vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. En dan uit Jeremia 7 van vers 4-5 af. Waarom draai hierdie volk weg van my af? En waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog. Hulle weier om na my toe terug te draai. Die trekooievaar ken sy tye van kom en gaan. Die tortelduif, die swaalkie en die kraanvoël kom op 'n vaste tyd terug. Maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vasgestel het nie. Mossies en swaalkies het nes gemaak onder die dak van die tempel in Jerusalem. Swaalkies het in die winter ver weggevlieg na waar daar somer is. Hulle het nie heel jaar rondom die tempel gebly soos die mossies nie, maar hulle het daarom weer van baie ver af teruggekom. Tot vandag toe migreer die swaalkies so. Die swaalkies se terugkom elke jaar het die Here met hartseer laat dink aan sy volk Israel. Jeremia het die Here se hartseer so verwoord. Die swaalkies kom terug na my tempel, maar Israel nie. Hoe kan dit wees? Die swaalkies kom oor al die afstande terug, maar God se eie mense kom nie uit die sonde terug na hom toe nie. Die Here sien ons ook dikwels so swaalkies wat in ons harte weggaan van hom af. Hy sien raak dat ons soms lank en in sonde van hom wegdwaal en nie meer lewe soos hy wil nie. Dit laat my dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het oor die verlore seun. Maar lees dit gerus in Lukas 15. Die pa het nie sy kind gestraf of verwyd toe hy terugkom nie, maar 'n fees berei. God is soos 'n hartseer pa wat bly wag vir sy wegloopkind, vir sy swaalkies om terug te kom. Die swaalkies herinner ons ook daaraan dat die Here wat wag op ons terugkoms uit die sonde afstand van hom af. Hy gaan nie in sy hart van ons af weg nie, maar wag vir ons terugkoms. Jy ken ook dalk die vreugde om te sien hoe verlede jaar se swaalkies terugkom na jou huis toe. Kom ons maak God bly met ons terugkom. Bekering is 'n voortdurende terugkom en weer opnuut begin lewe saam met die Here onder sy tempeldak, by hom, naby aan hom. Die Heilige Gees wat van jou 'n tempel, 'n woonplek gemaak het, is net 'n bekeringsgebed ver. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U nie die swaalkie in ons verwerp nie, maar weer en weer vir ons wag. Amen. Mooi dag vriende, ons praat môre weer.